Onse Vader, wanneer ons so saam is, dan is ons in die teenwoordigheid hier, en dankie dat ons vir hierdie lidmate kan bid, Here. Party van hulle se name is al baie lank op ons lysie. Mense wat al baie lank deur 'n moeilike tyd gaan, weens gesondheid, swak gesondheid. Ons bid baie lank al vir hulle, Here, dankie dat ons steeds kan aanhou bid, dat U ook met die genade en met die genesing en met die liefde by hulle sal wees. Dankie vir hulle wat ook so herstel het na operasies, dat hulle ook weer by ons kan wees vanmôre. Dankie dat ons ook kan bid vir al die nuwe name wat bygekom het, Here. Dat ons vanmôre ook kan bid vir onlouende, dat U vir hulle as 'n familie ook sal troos en sal dra, dat U vir hulle sterk sal vashou, Here. Dankie dat ons ook vir broer Koos Geyser en sy familie kan bid, dat U ook vir hulle, Here, in die tyd wat ook nou vir hulle voorlê, baie naby aan U sal hou, dat U met hulle ook elke treetjie van die pad sal stap. En dat ons sal ervaar, Here, dat U vir hulle baie naby aan U hou. Dankie, Vader, dat ons ook na die erediens aan U kan opdra, wanneer ons dan ook, Here, gaan begin met lofsange, en daarna ook na U woord gaan luister, bid ons, Here, dat in alles U naam sal verheerlik en die koninkryk sal bou. Amen. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel, is hy steeds gereed vir die regspraak. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat U naam bely op U, want U, Here, laat die wat vra na U wil, nie in die steek nie. Amen. Die gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek gaan vir ons vanmôre die belydenis van Jesaja voorlees, omdat ons nou nie uit die skoppe uitken nie, kan jy maar net luister daarna, miskien goed om dit so nou en dan so 'n bietjie in ander woorde te hoor. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en alle onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees in die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ons gaan vanmôre lees uit Jeremia, hoofstuk 33. Jeremia, hoofstuk 33. Ons besig met die beloftes van die Here, en dan nou vandag gaan ons kyk na die belofte van gebedsverhoring. Jeremia 33, ons begin by vers 1. Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sê die Here, hy wat die aarde gemaak en so gevorm het, dat dit nie wankel nie, wie se naam Here is. Roep my aan, ek sal jou antwoord, en jy vertel van groot en onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet nie.
So sê die Here, die God van Israel, oor die huise in hierdie stad, en oor die konings van Juda se paleise wat afgebreek is, en oor die beleringswalle en oor die wapens waarmee die Galdeërs teen hulle kon veg het. Die huise wat deur die Galdeërs volgemaak is, met die lyke van die mense wat ek in my gloeiende toren om die lewe wou bring, toe ek nie meer vir hierdie stad omgegee het nie, omdat hy so baie sonde gedoen het. Ek sal hom heeltemal gesond maak en sy inwoners genees. Ek sal vir hulle 'n sterk, veilige vesting bou. Ek sal die lot van Juda en Israel verander en vir hulle kinders gee soos vroeër. Ek sal hulle reinig van al die sondes waarmee hulle teen my oortree het en al hulle sondes vergewe waarmee hulle teen my oortree het en in opstand gekom het. Dit sal my naam groot maak en aan my blydskap verskaf, aan my lof en eer gee voor al die nasies van die aarde, wanneer hulle hoor van al die goeie dinge wat ek vir my volk gedoen het. Die nasies sal bang wees en my dien oor al die goeie dinge wat ek doen en oor die vrede wat ek vir Jerusalem gee. So sê die Here, daar word nog gehoor dat julle van hierdie plek sê dit is verwoes, sonder mense en sonder diere. Maar in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem wat verwoes en sonder mense en sonder inwoners en diere was, sal daar weer blydskap en vreugde wees. Ook huweliksfeeste. Die mense sal die Here die Almagtige loof. Die wat dankoffers na die huis van die Here toe bring sal sê, loof die Here die Almagtige, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek sal die lot van die land verander. Dit sal weer wees soos vroeër, sê die Here. So sê die Here die Almagtige, in hierdie plek wat so verwoes is, dat geen mens of dier oorgebly het nie. En by al sy stede sal weer weiveld vir kuddes wees, leeplek vir klein vee. In die stede van die bergland en in die van die laafveld en in die van die suidland, in die gebied van Benjamin en in die omgewing van Jerusalem en in die stede van Juda, sal daar weer klein vee wees om te tel, sê die Here. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom, wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, en daardie tyd, sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word, en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. In daardie dae sal Juda gered word, en Jerusalem sal onbesorg woon en genoem word, die Here verskaf reg aan ons. So sê die Here, iemand uit die huis van Dawid sal altyd op die troon van Israel sit, en daar sal altyd Levitiese priesters wees om offers te bring, brandoffers en graanoffers. Die woord van die Here tot Jeremia gekom, so sê die Here, as jy die verbond wat ek met die dag en die nag gesluit het, kan verbreek, sodat dag en nag nie meer op die regte tyd kom nie, sal die verbond verbreek word wat ek met my dienaar Dawid gesluit het, dat daar altyd vir hom 'n nageslag sal wees om as koning op Dawid se troon te heers. Dit geld ook die verbond wat ek gesluit het met die Levitiese priesters wat in my diens is. Ek sal die nageslag van my dienaar Dawid en die van die Leviete wat in my diens is, so baie maak soos die sterre wat nie getel kan word nie, soos die sand van die see, waarvan die hoeveelheid nie bereken kan word nie. Die woord van die Here tot Jeremia gekom. Het jy agtergekom dat daar mense is wat sê, die Here het die twee stamme Juda en Levi wat hy gekies het verwerp? Hierdie mense minag my volk en beskou ook nie meer as 'n volk nie. Maar so sê die Here, as ek nie my verbond met die dag en die nag nakom nie, en my voorskrifte vir die hemel en die aarde nie handhaaf nie, sal ek die nageslag van Jakob en die nageslag van my dienaar Dawid verwerp, en nie meer een uit sy nageslag vat om te regeer oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie. Ek sal hulle lot verander en medelee met hulle hê. Ons lees tot sover. Goed, ons kyk vanmôre dan na gebedsverhoring. Ons is mos hierdie kwartaal besig met geestelike behoeftes en ons vat dit vanuit die hoek van God se beloftes, omdat vir elke behoefte wat ons het, God ook 'n belofte gemaak het. Baie mense loop met onsekerheid, loop met vrees oor, gaan hulle die ewige lewe beerwe of gaan hulle nie? Daar's so baie mense wat nie sekerheid het daaroor nie.
En ons het gesien die Here kom en hy sê vir ons, maar ons hoef glad nie onseker te wees daaroor nie. Ons kan sekerheid hê dat ons die ewige lewe deelagtig is wanneer ons in Jesus glo. En daarom kyk ons dan vandag na gebedsverhoring, omdat dit ook een van die dinge is wat mense baie keer sê, dat dit voel vir hulle gebede word nie beantwoord nie. Dit voel vir hulle asof hulle dit in die plafon vasbid en asof hulle gebede net nie by die Here uitkom nie. Die belofte wat die Here dan gemaak het. Ons gaan veral na vers 1 tot 3 kyk, maar ek het maar die hele hoofstuk gelees, sodat u die hele gedagte kan kry wat in Jeremia 33 ons geskrywe staan. Dis 'n bekende prentjie, het hom seker ook al gesien. Hierdie klomp ouens wat so hoog in die lug op daai balk sit. En dit is 'n foto van konstruksiewerkers aan die Empire State gebou in Amerika. Toe hulle die Empire State gebou het daai ouens blykbaar hulle middagetes het hulle so op 'n balk gesit en eet. Ek weet nie of ek so lekker sal sit en eet op daai balk so hoog in die lug nie. As jy mens kyk na die agtergrond, die ander geboue, hoe verskriklik hoog dit is. Maar dis die werk wat hulle doen, dis die werk wat hulle gekies het, en hulle lyk heel gemaklik. Trouwens, hulle lyk so gemaklik dat hulle tot 'n vinnige middagslaapie ook kan vang terwyl hulle op hierdie hoë balk sit. Hulle is baie gemaklik, baie gerieflik daarop, maar ek vermoed dat baie van ons nie so gemaklik sou wees op daai hoë lysietjie nie. En partykeer voel vir ons omstandighede asof ons op so 'n hoë gevaarlike lysie sit. So partykeer in 'n situasie wat dit vir jou voel, jy verloor beheer, jy gaan afval, jy gaan dit verloor, jou lewe word bedreig, waar ons regtig voel, maar ons is desperaat. Daar kom verskillende dinge in mense se lewens. Dit kan gesondheid wees. Kan wees dat jy dalk skielik baie slegte nuus kry oor jou gesondheid en dit voel vir jou, jy verloor jou greep. Of dit kan dalk finansiële moeilikheid wees, wat maak dat jy in 'n baie benoude situasie verkeer. Of dalk verhoudinge wat skade gekry het, 'n verhouding wat vir jou baie kosbaar was, baie belangrik was en die verhouding het skade gekry en dit voel vir jou, maar jy verloor jou greep, jy verloor jou beheer. So kan ons baie dinge noem wat ons as mense hier op aarde moeilike omstandighede gee, wat ons laat swaar kry. En soos ek in die begin gesê het, God is 'n God wat vir ons baie beloftes gee. Vir elke behoefte gee hy vir ons 'n belofte. En die wonderlike belofte waarna ons mos nou vandag kyk, is dat wanneer ons bid, dat ons die versekering het, hy hoor ons gebede en hy antwoord ons daarop. Nou Spurgeon, so 'n prentjie van hom, was 'n bekende prediker. Hy het nogal 'n belangrike ding gesê. Hy het gesê gebed is om God se beloftes na hom toe te vat en vir hom te vra om te doen wat hy beloof het. Spurgeon het gesê, as jy so bid, as jy God se woord bid, as jy God se beloftes bid, jy herinner hom met ander woorde aan sy beloftes, dan bid jy binne sy wil. Want jy sê vir hom, Here, U het dit beloof, en daarom vra ek dit van U. As ek 'n paar voorbeelde kan noem, van hoe om God se beloftes te bid. As jy onseker is oor die ewige lewe, en ek het dit net nou genoem, dat daar baie mense is wat onseker is, of hulle die ewige lewe gaan beerwe, dan kan 'n mens byvoorbeeld 'n versie soos 1 Johannes 5 vers 13 bid en sê, Here, dankie dat daar geskrywe staan, dat wie in die Seun glo, die ewige lewe het. Dan bring jy God se belofte na hom toe. Jy kan dit persoonlik maak en sê, Here, dankie dat ek nie meer hoef te twyfel, of ek die ewige lewe sal kry nie, want U het vir my gesê, omdat ek in U glo, het ek die ewige lewe. Partykeer dan sit mense met geweldige versoekings, en dan worstel hulle met hierdie goede, en dit voel vir hulle asof hulle nie weet hoe hulle die versoeking gaan verslaan nie. Dan kan 'n mens gaan kyk wat se belofte het die Here daaroor gegee. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, dat geen versoeking wat groter is as wat 'n mens kan weerstaan, sal oor jou pad kom nie. En as die versoeking kom, sal die Here ook die uitkoms gee. So in 'n tyd van versoeking sou mens kon bid, Here, dankie dat U vir my ook in U woord die versekering gee. U sal vir my die krag gee
om hierdie versoeking te oorwin. En U sal nie laat ek bo my kragte versoek word nie. Ek aanvaar U belofte. 'n Derde voorbeeld, om God se beloftes te bid. As jy dalk twyfel of God jou skuld vergewe het. En dit kry mense so baie keer, dat daar mense is wat met onnodige skuldgevoelens loop. Mense wat sonde gedoen het en hulle het dit voor die Here bely, maar hulle wonder of die Here hulle regtig vergewe, en dan bely hulle dit weer en weer en weer, en hulle kry net nie klaar bely nie. Hulle hou aan om hulle skuld te bely, want hulle voel hulle is nie seker of het God hulle nou vergewe nie. Dat was so baie beloftes, Psalm 32 vers 5, dat as jy jou sonde bely, dan vergewe God jou, en hy skeld jou skuld vry. Jy kan vir die Here sê, Here, U sê dit in U woord, of 1 Johannes 1 vers 9, Here, U sê in U woord, dat as ons sondes bely, U is getrou en regverdig, U vergewe ons oortredinge. En dan 'n laaste voorbeeld, as jy God se leiding nodig het, baie keer het mense wysheid nodig, dan moet hulle 'n besluit neem, hulle moet 'n ding doen, en hulle is nie lekker seker hoe en wat en waarna toe nie. En dan voel dit so vir hulle wens net hulle kan leiding kry. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, hy sal jou die regte pad wys. Jy kan daai belofte opeis, jy kan vir die Here sê, Here, ek het leiding nodig, dankie dat U vir my in U woord sê, as ek op U vertrou, sal U vir my die regte pad wys. So kan ons aangaan, hier is nou maar 4 voorbeelde, maar kan jy sien wat Spurgeon bedoel het, toe hy gesê het, gebed beteken, om God se beloftes na hom toe te vat. Want vir elke behoefte wat jy het, vir elke krisis waarin jy ooit in jou lewe kan kom, en vir elke ding wat jy ooit in jou lewe kan ervaar wat dalk vir jou sleg voel, is daar 'n belofte in God se woord, dat God jou gaan help daarmee. En daarom dat ons ook so baie tyd met sy woord moet deurbring, dat ons sy woord sal ken, dat ons sal weet wat se beloftes daar is, wat ons moet bid, want dit is waar ons ook ons antwoorde moet kry. Ek gaan nou vanmôre nou saaklik fokus op vers 1 tot 3, God se belofte, dat hy ons gebede verhoor. Net so 'n bietjie oor die konteks. Toe Jeremia hierdie versies geskryf het, was hy in 'n baie moeilike posisie gewees. Ons lees dat hy ingeperk was in die binneplein van die paleiswag van Juda. Wat gebeur het, ons lees in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 32, dat hy anders as die ander profete gepreek het. Daardie tyd was daar tempelprofete, en die profete het gewoonlik maar gesê wat die koning wil hoor. As 'n koning byvoorbeeld wil hoor, hy moet gaan oorlog maak, as hy lus is vir oorlog maak, en die profete weet dit, en hulle het vir hom gesê, ja, die Here sê gaan maak oorlog. Dis nou die valse profete. Hulle het altyd probeer uitfigure, wat wil die koning hê, en dan het hulle na die koning se sin gepraat. Jeremia nie. Jeremia het gesê wat die Here sê. En partykeer was dit wat Jeremia gesê het, baie ongewild geweest vir die koning. En toe Jeremia gekom en gesê, die Babiloniërs wat klaar hier rondom Jerusalem lê, die Here gaan toelaat dat hulle hierdie stad Jerusalem verower. En die Here gaan toelaat dat die volk in ballingskap weggevoer word. Die koning het so min daarvan gehou, dat hy Jeremia wat gevange neem het. En dat hy hom laat opsluit het. Ander keer lees ons hoe dat Jeremia in 'n put gegooi is. Hoe dat hy met kettinge gebind is. Hoe dat hy vir die volk tot 'n bespotting gemaak is en almal hom uitgelag het. Dis in hierdie moeilike omstandighede dat hierdie woord van die Here tot Jeremia kom. En nou in vers 1, wat leer ons nou hier oor gebedsverhoring? Vers 1, ons moet onthou dat God altyd by ons is. Vers 1 sê, die woord van die Here het na Jeremia toe gekom, terwyl hy ingeperk was in die binneplaas van die paleiswag van Juda. So Jeremia se omstandighede was alles behalwe rustledig. Dit het op daai stadium met hom as mens, na menslike standaarde, nie baie goed gegaan nie. Hy was opgesluit, hy was 'n gevangene gewees. En dit sal nie vir een van ons, vir geen mens lekker wees, om toegesluit te word en 'n gevangene te wees nie. Dit is beslis nie 'n hoogtepunt in jou lewe nie, dis 'n baie diep laagtepunt. En juist toe, in hierdie laagtepunt in sy lewe, raak hy bewus daarvan dat die Here ook daar is, dat die Here by hom is. Toe hy moedeloos kon voel, toe hy alleen kon voel, toe hy verwerp kon voel, toe hy kon voel, maar dinge in my lewe is nie nou lekker nie, ek ry nie nou die golf op sy kry nie, ek het nou afgeval en ek sukkel nou, ek sluk water en ek sukkel om bo te bly.
toe raak hy bewus daarvan, die Here is by hom. En baie keer in ons lewe het ons nodig om ook in ons laagtepunte te weet, maar God is altyd by my. As ek daai slegte nuus kry oor my gesondheid, die dokter sê vir my iets wat vir my 'n skok is, ek sal weet in daai oomblikke, as ek nie alleen nie, God is by my. As iets anders dalk met my gebeur, wat ook al, 'n slegte ding met my gebeur, en het voel vir my, ek het afgeval, ek weet nie, ek verloor my greep, om dan te weet, God is by my. God los my nooit alleen nie. Ja, soos party mense mos, as dit vanmôre net so lekker gesels daaroor, sê, as hulle in moeilike tye is, dit voel vir hulle dat hulle gebede hier teen die plafon vaslaan, voel vir hulle, waar is die Here? Maar die Here het gesê, ga na jou binnekamer toe, want hy is saam met jou daar. Dis die eerste om te onthou oor gebed. God is daar. As ons praat, hoor hy. Daartoe Hagar ook mos gevlug het sy net gesug, en die engel van die Here het vir haar kom sê, die Here het jou gebed gehoor. Sy het net gesug. Die Here het vir haar kom sê, hy het die kind hoor huil daar onder die bos. God is teenwoordig, ook in die moeilike tye. Tweede ding, onthou God se krag. Die Here sê vir hom in vers 2, hy is die Here wat die aarde gemaak het, en wat die aarde so gevorm het, dat dit nie wankel nie. En dan sê hy vir Jeremia, my naam is die Here. In die vorige hoofstuk, nadat die Here vir Jeremia gesê het, kondig aan dat Jerusalem gaan val, dat die volk in ballingskap weggevoer gaan word. Net daarna kom die Here en hy sê vir Jeremia, nou gaan koop 'n stuk grond. Nou sou ons mos nou sê, maar vanuit besigheidsoogpunt en vanuit beleggingswaarde het dit ons nou nie sin om grond te koop as die land op die punt staan om te val vir die Babiloniërs en jy weggevoer gaan word en dit nie meer jou land gaan wees nie. Maar die Here het vir Jeremia gesê, jy moet dit doen, want ek gaan jou weer terugbring. Vir die toekoms moet jy dit doen. En toe Jeremia nog daaroor wonder, te sê die Here van in vers 27, niks is vir hom onmoontlik nie. Mense sal hom uitlag, mense sal vir hom sê, Jeremia, jy koop nie nou grond nie. Dis nie nou tyd vir dit nie. Maar vir God is niks onmoontlik. En as ons dan nou by ons gebedslewe kom, en ons onthou in die eerste plek, ons is nooit alleen nie, God is altyd by ons, moet ons in die tweede plek onthou, vir hom is niks onmoontlik nie. Wat ek ook al vir hom vra, waarmee ek ook al in gebed na hom te kom, dit is vir God moontlik, om daarom iets te doen, om daarop te antwoord, om te doen ver meer, as wat ek dink, hy kan doen. Nou, as 'n mens nie Bybelse tyd geleef het, dan het hulle baie keer, met die Hebreëus en Aramees, het hulle God se name gebid. Want in die Ou Testament het God baie verskillende benaminge, wat ook vir hulle gehelp het in hulle omstandighede. As jy byvoorbeeld angs of vrees gehad het, dan kon jy in Hebreëus of in Aramees, kon jy gebid het tot God Shalom of Yahweh Shalom, God wat vir my vrede gee. Dan het jy vir God so aangeroep. As jy byvoorbeeld genesing nodig gehad het, dan het hulle God aangeroep as Yahweh Rafa, God Rafa, God wat genees, die groot geneesheer. As jy byvoorbeeld alleen gevoel het, kon jy gebid het tot Yahweh Shammah, wat beteken God wat by my is. As jy byvoorbeeld bekommerd was, kon jy gebid het tot Yahweh Jireh, God wat voorsien. Nou as jy mens nou die tale ken, en as jy mens nou daai tyd geleef het, dan het jy nou hierdie verskillende name vir God geken. Daar is so baie benaminge vir God ook in die Bybel, dat dit ook aansluit by sy beloftes. Vir elke behoefte, vir elke omstandigheid waarin ons is God daar. God wat ons kan aanroep. En dan die derde ding, is dat ons moet reageer op God se beloftes. Onthou nou weer, die eerste, God is by ons, die tweede, vir hom is niks onmoontlik nie, die derde, reageer op God se beloftes. Nou gaan ek 'n bietjie meer uitbrei op die derde ene, reageer op God se beloftes. Want daar's 3 maniere wat ons moet doen. Ons moet God aanroep, ons moet God se antwoord raak sien, en ons moet weet, God is almagtig. As ons dan nou heel eers kom by, ons moet die Here aanroep. Die Here sê vir Jeremia, roep my aan. Die Hebreëse woordjie wat hier gebruik word, is daai tyd ook gebruik vir wanneer
kraaie byvoorbeeld, 'n jong kraaie wat in die nes is, hulle ouers roep as hulle honger is, as hulle roep vir kos. Met ander woorde, dis 'n dringende roep. Ek het kos nodig. Dis daai roep, waar is my kos? Die pa en die ma moet nou bring, die maag is leeg, die krop is leeg, ek het kos nodig. Of ook die geroep van 'n jong kindjie, wat na sy of haar ouers roep. Dit is wat hierdie woord, roep my aan, beteken. Nou, ons as mense is eintlik veronderstel om God aan te roep, vanself. Maar hoe baie keer moet ons nie herinner word daaraan om dit te doen nie. Jona byvoorbeeld, as ek 'n paar voorbeelde kan noem. Jona, toe hy in die skei was, in die skei in die storm is, toe lê en slaap hy. Hy ken vir God. Hy is die enigste een op daai skip wat vir God ken. Die ander op daai skip is heidene. En dan moet die heidense kaptein in vers 6 hom kom wakker maak en vir hom sê, bid tot jou God, dat hy ons uit hierdie storm uit kan red. God se kind, maar hy moet herinner word daaraan om vir God aan te roep. Jesaja 43 vers 22, waar die Here met Israel praat, dan sê hy vir hulle, hy bid hulle, dat hulle nie aanroep nie, dat hulle nie tot hom bid nie. En dit nadat die Here vir hulle vooraf gesê het, wat hy alles vir hulle doen. Kom God se volk, en hulle moet herinner word daaraan, om te bid. Matteus 26 vers 41, waar Jesus in Getsemane is. En nou weet ons mos dat dit was vir Jesus 'n verskriklike beproewing in Getsemane. Sy sweet het soos bloed geword. Hy sê vir die 3 disippels, bly wakker en waak en bid saam met my. En toe hy by hulle kom, toe slaap hulle. Toe hy hulle wakker maak, toe sê hy vir hulle, julle moet bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy moet hierdie 3, die binnekring, herinner daaraan om vir God aan te roep. Jakobus 4 vers 2, julle het nie, want julle bid nie. Daar is een verklaarder wat sê, maar dis juis omdat ons nie bid nie, dat ons so swaar kry. Dat ons in beproewing so swaar kry, omdat ons vergeet om God aan te roep. Na Matteus 7 vers 7, waar Jesus ook duidelik ons gesê het, vra en vir julle sal gegee word. Dis die eerste, roep God aan. En weet jy wat wonderlik is, en dit ontdek ek die week, van al die opdragte in die Bybel, is die opdrag om te bid, die opdrag wat die heel meeste voorkom. Daar's opdragte soos om te glo, en 'n klomp ander opdragte, om lief te hê, maar die opdrag om te bid, om God aan te roep, is die opdrag wat ons die heel meeste in die Bybel kry. En daarom moet ons vanmôre ook weer as God se kinders, ook weer hierdie belangrike boodskap hoor. Roep God aan. 'n tweede manier om te reageer, is om God se antwoord raak te sien. Nou, ons bid, en dan partykeer dan voel mense, maar God antwoord hulle nie. Maar ons moet baie keer net ons oë oopmaak en sien hoe God ons antwoord. Goed, natuurlik antwoord God ons nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. As ons verkeerd bid, sê God nee, maar dan antwoord hy nog steeds, maar hy sê nee. Of as ons vir tydsberekening nie reg is nie, dan sê God, wag, ek gaan dit later vir jou gee. En as ons binne God se wil bid, dan gee God vir ons. Wat belangrik is dat ons sy antwoord moet raak sien. Philip Yancey, wat ook 'n bekende skrywer is, het gesê, God beantwoord nie al ons gebede soos wat ons dit wil hê nie. Want as God elke gebed moes antwoord soos wat ek dit wil hê, dan sou dit net soveel beteken, God gee die beheer en die bestuur van die heelal in ons hande oor. En hy gee dit prys. God weet wat vir ons goed is om te vra. Want selfs God se kinders vra nie altyd wat tot sy eer is en wat binne God se wil is nie. En 'n derde ding, en daarby het ek eintlik al daaroor het ons eintlik al reeds 'n bietjie gepraat, is dat ons moet weet dat God almagtig is, dat vir hom niks onmoontlik is nie. As daar staan dat die Here sê, ek sal jou vertel van onverstaanbare dinge, dan beteken dit dat die Here sê, ek gaan dinge aan jou bekend maak, wat jy voorheen nie geweet het nie. Psalm 48 vers 6 praat ook daarvan. Die Here gaan dinge aan ons bekend maak, wat ons nie geweet het nie. Efesiërs 3 vers 20, God gaan vir ons gee ver meer as waarvoor ons kan bid of kan dink. God se grootheid, weet dat hy die almagtige is. Die Bybel sê vir ons dat daar 'n paar voorwaardes is. Nou ek het nou net so 10 van hulle uitgehaal. Ek gaan nie in detail op hulle ingaan nie,
maar ek wil tog net hulle so saam met u deurkyk, voorwaardes wat ons in die Bybel kry vir gebedsverhoring. Die een is wedergeboorte. Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil hê. Dan gaan daai versie aan om te sê, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy hulle beloon, wat hom aanroep. So as jy bid, moet jy glo, God kan jou antwoord. As jy nie glo nie, kan jy nie God se wil doen nie. Dis dieselfde van gelowig bid, wat Jakobus mos sê, as ons nie gelowig bid nie, is soos 'n brander op die see. Dan waai die wind jou nou so, en dan waai jy jou aan die ander kant toe, dan is jy onbestendig in jou doen en late. Wedergeboorte en geloof. Ons moet in Jesus se naam bid. Johannes 14 vers 13. Ons moet binne God se wil bid. Matteus 6 vers 10. Ons moet ons sonde bely. Psalm 66 vers 18. Daai Psalm sê dit so treffend. Hy sê, as daar sonde in my hart is, dan gaan die Here nie my gebed antwoord nie. So ons moet ons sonde bely. Ons moet seker maak, ons harte is skoon. Vrede met jou huweliksmaat. 1 Petrus 3 vers 7 sê, 'n man moet verstandig met sy vrou saamleef, sodat hy kan bid, sonder dat daar iets is wat hom hinder. Dis mos maar weer terug by verhoudinge. As verhoudinge nie reg is nie, dan is daar dinge met jou pla. Dan is dinge in jou hart nie reg nie. Gebedsverhoring, vrede met jou huweliksmaat. Vergewe. Matteus 11 vers 25. As jy besef jy het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal God jou gebed verhoor. Die regte motiewe, Jakobus 4 vers 3 sê ook 'n treffende ding. Hy sê, julle kry nie omdat julle nie bid nie, en as julle bid, bid julle verkeerd, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Selfsug is 'n verkeerde motief om te bid. As ek selfsugtig bid, dan gaan God nie my gebed beantwoord nie. Gebed moet onselfsugtig wees, ons motief moet reg wees. Ons moet naby Jesus bly. Daar Johannes 15 is mos daai bekende stukkie oor die wingerdstok en die lote. En 'n mens kan nie dink aan 'n nouer verband as tussen 'n wingerdstok en 'n loot nie. Die loot kom uit die wingerdstok uit, en hy kry sy sap uit die wingerdstok uit. Daar's 'n organiese eenheid. Jy moet in die Here wees. Tweede laaste ene, luister na God se woord. Spreuke 28 vers 9 sê, as jy God se woord verag, dan gaan die Here nie na jou gebed luister nie. En dan die laaste ene, welke behoeftig is. Spreuke 21 vers 13 sê, as jy jou doof hou vir die hulpgeroep van 'n arme, gaan jy ook nie gehoor word wanneer jy God aanroep. Dis baie meer voorwaardes, maar hierdie is van die bekendste en van die dinge wat ons dalk die meeste raak. Voorwaardes wat daar wel is, waaraan ons moet voldoen. Om dan saam te vat, gebed is 'n belangrike opdrag in die Bybel. Trouwens, dis die opdrag, soos ek gesê het, wat die heel meeste keer gegee word. Daarmee saam, die belofte, die Here hoor ons gebede, en die Here wil ons gebede beantwoord. As 'n mens dit alles nou in ag neem, en 'n mens kom agter, maar jy bid nie in jou lewe nie, dan sê jy eintlik deur jou biddeloosheid, dat jy dink jy kan alles self doen. Dan sê jy eintlik daarmee, hoe ongelowig jy is. Hulle sê dat daar in Engeland 'n gebruik was, 'n Kersfeesgebruik was, tot 'n paar jaar gelede nog, dat op ou Kersaand, dan het behoeftige gesinne in 'n dorp skottels gevat en hulle deur die dorp geloop en almoses by die mense wat het gaan vra. En dan het die mense wat dit kon gee vir hulle nou in hulle skottel sekere goed gesit, wat hulle ook al kon afstaan. En hulle het gesê die slim behoeftiges was die wat groot skottels gevat het. Want hoe groter skottel jy gevat het, hoe meer het jy gekry. En ek wonder of ons nie partykeer met te klein skotteltjies na die Here toe gaan. Te min verwag. Terwyl die Here ons beloof, hy sal ons gebede antwoord en vir ons sê, kom in gebed na my toe. Kom met 'n groot skottel. Verwag meer as wat jy dink. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die opdrag gee om te bid en die belofte dat U ons gebede beantwoord.
Vader, ons wil U aanroep, ons wil vashou aan die wete dat niks vir U onmoontlik is nie. Die grootheid raak sien, Here, en gelowig wees. Help ook vir ons, Here, om met suiwer harte, met skoon motiewe, suiwer motiewe, ons gebede na U te bring. Vader, dankie dat ons vanmôre ook met hierdie gesindheid vir ons gemeente kan bid. Ons bid ook, Here, vir elke lidmaat in ons gemeente. Ons bid dat U in elke lidmaat van ons se lewe en sy hart ook so sal werk. Dat ook hulle wat onbetrokke geraak het, en wat dalk nooit meer aan U dink nie, Here, die brandend vir U sal word. Dankie dat ons kan bid vir 'n herlewing. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U ook almal wat op ons voorbringingslysie is, genesing sal gee. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U vir hulle wat bekommerd is, hoop sal gee. Here, vir elke behoefte wat daar in ons gemeente is, het U beloftes in die woord gegee. En Here, ons bid dat U beloftes ook sal uitvoer. Dankie dat ons weet dat U dit doen, dat U getrou is, dat U doen wat U gesê het. Here, U het vir Jeremia gesê, niks is vir U onmoontlik nie. U het vir Jeremia gesê dat as dinge vir mense onmoontlik lyk, niks is vir U onmoontlik nie. U doen wat U gesê het. Dankie, Vader, dat ons ook vanmôre kan bid vir ons land. Ons bid, Here, dat ons land ook so regeer sal word, Here, dat ons lewe sal kan hê, 'n rustige en 'n stil lewe, soos Paulus in Timoteus sê, ons moet bid. Ook vir ons dorp. Ons bid dat die seën en die genade oor ons dorp ook groot sal wees. Dankie, Hemelse Vader, dat ons hierdie dinge vir U kan vra. Dankie dat ons vanmôre ook U kan loof en kan prys. Dat ons na U toe kan kom, Here, en dat ons met ons hele hart vir U kan kom sê, dankie vir alles wat ons uit U hand het ontvang. Ons eer U, ons loof en ons prys U. En ons wil graag vir U sê, Here, dat ons vir U baie lief het. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.